Ons het verlede week vir u gesê, ons begin met Genesis 12. So u kan daarin blaai, Genesis 12. Ons gaan vers 1 tot vers 9 saam lees. Genesis 12, vanaf vers 1 tot 9. Toe ek hierdie week wegspring met die voorbereiding, moedig dat ons begin met 'n nuwe hoofstuk, dis 'n nuwe afdeling in die boek. Het ek agtergekom, daar is 'n groot en 'n belangrike saak, waarby ons moet stil staan, en dit sal vers 1 behels. So ons gaan net oor vers 1 praat, maar ons gaan tog so 'n paar keer tot by vers 9 lees, omdat dit vir ons goed is om so 'n bietjie van die woord en die konteks daarvan natuurlik ook te sien. Ek lees vir die Genesis 12 vers 1 tot 9 in die ou vertaling. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het. En hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. Daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant. En daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. Ons lees tot daar in die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons net saam. Ons nader tot die troon van genade. Ons wonderlike Here, ons wil saam met die psalmdigter daar in Psalm 96 vanoggend sê, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here, o ganse aarde. Sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Hoe kan ons stil bly as ons dink aan al u goedheid? U het vir ons gedra deur die week, u het ons gedra so ver deur die jaar. En nou is ons op die eerste dag van 'n nuwe werksweek of van 'n nuwe week. Die werksweek begin môre. En ons het nodig om te dink oor al u goedheid, sodat ons voor u kan wandel in dankbaarheid. As ek dink aan die liedere wat ons nou gesing het, daar was soveel goeie, mooi, evangeliese waarhede. Hoe kan ons u vergoed vir al u genadebewyse? Ons kan onsself maar net meer en meer aan u toewy. Vanoggend staan ons by 'n gedeelte stil wat dalk baie bekend is, baie keer oor gepraat is. Maar ek wil bid dat u ons opnuut daardeur sal leer en lei. Dat dit wat ons vanoggend sal hoor, miskien is dit moeilik om te verstaan. Dalk is dit nie so opwindend en sensasioneel soos wat ons dit dalk verkies nie. Maar ek wil bid dat u ons daardeur in geloof sal versterk en dat die woord sal dien tot voedsel vir ons geestelike heil. Dat ons daardeur sal groei en sterk sal wees. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons werk. Dankie vir u, die Vader, wat vir ons u seun gestuur het, sodat hy vir ons kan sterf. Ons het daarvan gesing, dis die middelpunt van ons boodskappe. Seën ons wanneer ons 'n verklaring gaan aanhoor van dit wat ons hier lees. En laat dit wees tot u eer en tot u verheerliking. Amen.
Daar is 'n baie ou bekende liedjie. Eintlik kom hy in die Engelse taal bekend voor, maar die Afrikaners het hom oorgeneem. Eerste keer toe ek hom hoor, was ek so 'n bietjie fronsend en dit was as 'n kind. Maar hy gaan so. Dalk het jy hom al gehoor. Vader Abraham het baie seuns. En baie seuns het Vader Abraham. Ek is een van hulle en so ook jy. So kom ons loof die Here. Die lirieke van hierdie baie bekende liedjie wat kinders by die kampe, sonnaskoolkampe en so aan sing, is nie net baie bekend nie, maar dis baie waar. Dis ontsettend Bybels. Abraham is voorwaar die vader van die gelowiges. Paulus sê in Galasiërs 3 vers 29, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. As julle aan Christus behoort, is julle kinders van Abraham. Dan kan jy die liedjie sing, Vader Abraham het baie seuns en ek is een van hulle. Abraham is 'n baie prominente figuur in die Bybel. In hierdie verhaal wat ons nou lees, kan jy dit agterkom, en ek dink dis 'n noodsaaklikheid om net stil te staan en te dink, maar wie is dit waarvan ons hier praat? Wat sê die Bybel van hom? James Montgomery Boyce het by geleentheid gesê, niemand kan eintlik die Ou Testament reg verstaan as jy nie 'n punt daarvan maak om Abraham te verstaan nie, want hy sê, in meer as een opsig, is dit wat jy leer, dit wat jy weet van Abraham, die begin van die verlossing. As jy verstaan wat God in Abraham se lewe vir ons demonstreer, dan is dit wat jy moet verstaan, sodat jy gered kan word. Ons is by Genesis 12, ons begin met Genesis 12 vers 1 vanmôre, ons preek vers vir vers deur die Bybel. Nou, in Genesis 1 tot 11 het ons 'n hoofstuk afgesluit. Ons het verlede week eintlik so 'n bietjie oorsigtelik gekyk na wat ons hanteer het tot hier. Maar nou los die skrywer Moses, en dan ons kan ook sê die skrywer die Heilige Gees, want hy is die outeur van die Bybel, hy los die verhaal van die wêreld, hy los hier die kosmiese verhaal, en hy fokus in op een man, en daarom een familie, vir die volgende klompie hoofstukke. As ons dink aan wat ons tot dusver hanteer het. Ek het vir u gesê, daar is die lyn, die afstammelinge van God se woorde, die saad van die slang, en daar is die saad van die vrou. Daar's altyd hierdie twee groepe in die wêreld. Kinders van die duiwel, kinders van die Here. Die kaf en die koring, die kinders van die duisternis, kinders van die lig. Die goeie en die slegte, né? Dis altyd daai. So in die skrif het ons nou gesien, daar was gepraat van hierdie lyn van die vrou, en dit was die lyn van Sem. Hy het hom so halfpad gevat tot by die toring van Babel, en toe stop hy, toe gaan hy aan met die toring van Babel, wat 'n vertelling is van die kinders van die ander lyn, van die saad van die slang. En dan gaan hy nou weer verder daarna, van Sem tot by Abraham. 'n Rowwe indeling van Genesis, daar's baie. Hoor jy, mense kry baie goeie boeke oor die boek Genesis, want dis 'n dik boek in die Bybel. Maar 'n rowwe indeling lyk as volg. Hoofstuk 1 tot 11 gaan oor die oertyd. Dit is die skepping en die sondeval en die sonvloed, al die dinge praat van die oertyd. Hoofstuk 12 tot 25 die lewe van Abraham. En dan 26 tot 50 gaan oor sy nageslag. Dit is nou Abraham se kinders, Isak, Jakob, en dan ook baie fokus op Josef, waarby ons gaan stil staan. So, as jy by hoofstuk 11 klaar gelees het, en jy verstaan dit wat die Bybel ons leer, dan kom jy by die einde van hoofstuk 11 en jy sê, so wat nou? Het die Satan nou gewen? Het die plan van die duiwel oorwin, naamlik om die menslike ras weer te besoedel, sodat daar niemand gered word nie? En die antwoord is nee, want nou kom ons by Genesis 12 vers 1, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. So hier begin die vertelling weer, en hy begin met Abraham. Hy sê, hierso is die plan van God, ons gaan lees hoe die plan gaan ontvou, hoe dit lyk, en hoe ons dit moet verstaan. Alles omtrent redding, alles omtrent ons saligheid, alles wat ons nodig het om te weet van hoe kan ek gered word, van Abraham is belangrik
om te weet vir elkeen van ons. Jy sien dit in sy lewe, dis 'n uitvloeisel van dit wat ons by hom sien. God roep Abraham, God red Abraham, God skep daar iets wat ons praat van die genadeverbond. Ons noem dit nie, God het dit so genoem, hy sê, ek gaan met jou 'n genadeverbond oprig, en dit is die wese, dis die beginsel wat hy van ons leer, van hoe ons gered word. God wil 'n genadeverbond met die mens aangaan. Abraham is daarom werklik, volgens Romeine 4 vers 11, die vader van almal wat glo. In Abraham het die geloofslewe begin. Hier is die beginsels wat van ons geleer word. Hy word genoem die vader van almal wat glo. Nou, dit is moeilik om sy prominensie in die Bybel te oorbeklemtoon. Dit is eintlik bitter moeilik om te veel te praat van Abraham, as ek nou dit so moet uitdruk. In die Bybel is daar net een groter as Abraham. Prominensie in die Bybel. En dit is die Here Jesus self. Die grootste eerbetoon wat seker aan Abraham gewys word in die Bybel is toe Moses by geleentheid daar by die brandende bos staan. U ken die verhaal. En hy vra, maar wie is u? Vir wie moet ek sê het met my gepraat? Wie het my gestuur? Hy vra vir die God wat met hom praat uit die bos, wie is u? En God se woorde, Eksodus 3 vers 6, ek is die God van jou vader, die God van Abraham. God het hom daardeur persoonlik verbind aan hierdie man wat ons nou begin bestudeer. Daar's baie maniere waarop jy sy prominensie sigbaar kan bewus word daarvan in die Bybel. Daar's van hierdie eerste 11 hoofstukke in die Bybel, weet u nou al, ons het nagenoeg 3000 jaar van die mens of van die aarde se geskiedenis gedek. In Genesis 1 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 11. 11 hoofstukke, nagenoeg 3000 jaar van die geskiedenis. In Abraham se lewe gaan ons in 14 hoofstukke net van sy lewe praat. So 11 hoofstukke praat van 3000 jaar, maar Abraham se lewe in 14 hoofstukke word dit beskryf. Dit sê vir my, hier's 'n prominente karakter. In die Nuwe Testament kry Abraham ook baie aandag. Veral as dit gaan oor die lering aangaande regverdigmaking wat uit die geloof of deur die geloof kom. Geloof alleen, dis een van die solas van die reformatie, né? Jy word gered uit genade alleen, deur geloof alleen. Dis Abraham. En veral as ons daarvan praat en jy kyk na die klassieke tekste in die Nuwe Testament wat jy daarvan leer, hoe word ek gered? Kan ek goed genoeg wees? Wat moet ek doen? Dan sê die Bybel, nee. Jy moet jou geloof in die Here Jesus plaas. Jy word regverdig deur geloof alleen. En in Romeine 3 sit Paulus baie presies en hy beskryf hierdie regverdigmaking deur geloof alleen. En jy dink, maar hoe gaan hy dit demonstreer? Watter illustrasie gaan Paulus gebruik om hierdie geloof alleen kwessie te illustreer? En dan, hoofstuk 4, praat hy van Abraham. Hy vat ons na Abraham, hy illustreer dit deur die lewe van Abraham. As jy dink aan Galasiërs, 6 hoofstukke het Galasiërs, 2 van hierdie hoofstukke is oor Abraham, wat die bewys is van regverdigmaking deur die geloof. Hebreërs 11, die geloofshoofstuk, die geloofshelde word daarin opgeskrywe. Al die name wat daar gegee word, Abraham baie prominent, meer as enigiemand anders, van vers 8 tot vers 19, word daar gepraat van Abraham. 3 maal in die Bybel word Abraham genoem vriend van God. Ek dink dis weer 'n eerbetoon. 2 Kronieke 20:7, Jesaja 41:8, Jakobus 2 vers 23. God sê van hom, hy is my vriend, my vriend. Nou op hierdie stadium in die geskiedenis is ons min of meer 2100 voor Christus. Ons is omtrent nou by Abraham, net so ver as wat ons nou na Christus is in ons kalender, of op ons kalender. So amper 2100 na Christus, en Abraham was nagenoeg 21 voor Christus gebore. 2166 om presies te wees, gee hulle die datum. Wat belangrik is, en wat ek wil hê jy moet verstaan, is dat Abraham nie die enigste gelowige is op hierdie stadium nie. Ek hou nie baie van die term gelowige nie, maar die Bybel praat so ek gaan nou so praat. Dan praat ek nie van algemeen nie, en ek gaan agterkom wat ek daarby bedoel. Hy was nie die enigste een wat geglo het in God nie.
Jy lees in hierdie tyd van 'n priester, koning, met die naam van Melchisedek, die koning van Salem. Iemand wat God geken het, wat gelowig was. Ek dink daar's 'n baie goeie saak, as jy gaan kyk na die geskiedenis, en wat die kenners sê van Job, dat hy heel moontlik in hierdie tyd geleef het. Alhoewel Job baie later in die Bybel is, die boek Job baie later in die Bybel is, het hy in die tyd van die aardsvaders geleef. So heel moontlik in hierdie tyd, saam met Abraham, het Job ook geleef. So hy was nie die enigste gelowige nie. Tog sê God van hom, en onthou, God besluit om by hom stil te staan en te sê, hy word genoem die vader van die gelowiges, die vader van die wat glo. Wat belangrik is, u en ek kan deel in daai geloof. Dis hoekom ons so baie tyd moet spandeer aan Abraham. Ons kan dalk nie 'n wetgewer wees soos Moses nie. Ons sal dalk nooit 'n koning wees soos Dawid nie. Ons kan nie 'n generaal wees soos Joshua wat, jy weet, die Israeliese leers gelei het en die land skoon gemaak het en oorwin het nie. Ons kan nie soos Elia 'n profeet wees in daardie sin van die woord nie. Selfs ek is nie so 'n profeet nie, alhoewel ek 'n prediker is, maar hy het direk van God openbaring gekry. Word gepraat van die grootste onder die profete was Elia. Ons kan nie so wees nie. Almal van hulle reuse in die Bybel. Maar hulle almal, as jy vir hulle moet vra, wie is die vader van die wat glo, sal hulle wys na Abraham. Abraham word genoem die vader van die gelowiges. James Montgomery Boyce sê, en ek wil dit vinnig aanhaal, many, if not most of us, are aware of the fact that we are not going to be great lawgivers as Moses. We are unlikely to be great generals like Joshua or kings like David. Ek lees stadig want dit is Engels. Maar volg sy, dis nou wat ek gesê het, nou maar volg sy redenasie. We will not be prophets except in the sense that we are called to bear witness to Christ. But we can all be what Abraham was. We can all be a man or woman who heard God's call, believe that God can be trusted to do what He said He would do, and then base his or her entire life on that conviction. Volg jy wat hy sê? Ons kan in Abraham se geloof deel, deurdat ons sê, ek hoor die woord van die Here, ek hoor sy roepstem, ek reageer op daardie roepstem in geloof, en daarom sal ek my hele lewe inrig, om volgens hierdie geloofskeuse op te tree, te lewe. Abraham se lewe van geloof, soos elke lewe van geloof, myne, en as u in die Here glo vir die saligheid, u sin, elkeen het begin met God se roeping. Dis waaroor ons vanoggend praat. God se roeping van Abraham. Genesis 12 vers 1. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Nou in Abraham se geval was dit 'n baie meer fisiese saak. Dit wat die Here van hom gevra het. En baie sal wonder, die jong mense dalk saam met my, ek wonder hoe die Here met hom gepraat. Die Bybel sê nie, was dit net 'n stem wat hy gehoor het? Was dit dalk wat ons noem 'n teofanie, soos wat hy later in hom gaan verskyn in die vorm van 'n engel? Dis 'n verskyning van God in 'n sekere gedaante, dat hy hom kan sien as 'n man. Dit lyk soos 'n man, maar dis 'n engel. Dis God se engel wat aan hom verskyn. Was dit 'n teofanie? Ons weet nie. Die Bybel sê nie. Wat ons wel weet, is God se woord het tot Abraham gekom. Hoe presies weet ons nie, maar sy woord het tot hom gekom, en hy het vir hom gesê, Abraham, trek uit jou pa se huis uit. Trek onder jou mense uit. Gaan na die land wat ek jou sal wys. Hier is 'n belangrike ding. Hoekom vir Abraham? Hoekom nie vir Joktan nie? Hoekom nie vir Nahor nie? Hoekom nie een van hulle? Hoekom vir Abraham? Nehemia 9 vers 7, en is een van baie verse wat van Abraham praat, sê vir ons, U is die Here, die God wat Abraham uitverkies het. En hom uit Ur van die Galdeërs uitgelei het. En sy naam tot Abraham
gemaak het. So die prentjie wat ons van Abraham moet kry, en ek het dit verlede week begin skilder, is nie 'n persoon wat toegewyd en vroom, soos wat ons vir Job byvoorbeeld leer ken. Nee. Abraham het ons leer ken as 'n afgodsdienaar. In 'n baie gesofistikeerde, maar 'n goddelose, beskaafde, maar 'n gewelddadige tyd van die geskiedenis. Hy het daar in so 'n gemeenskap gewoon in Ur van die Galdeërs. Hulle was aanbidders van die maangod met al sy verskillende fasette en godinne en allerlei goedes daarmee saam. Maar terselfdertyd sien ons Abraham het onder die invloed van die Hamiete gekom, of Gamiete althans, verskoon tog. Dis die broer, die een seun van Noag wat nie die Here gedien het nie. Wat nie die lyn van die vrou was nie. Onder hulle invloed het Abraham en sy pa Tera en sy broer Nahor en almal gekom en hulle het afgode gedien. Ons leer hulle ken as afgodsdienaars. Dis 'n waarskuwing vir ons, want ek wil vir u sê, daar waar jy jou tyd spandeer, selfs as kinders van die Here, daar waar jy jou tyd spandeer, in die geselskap waar jy die meeste gaan sit, jy gaan word soos daai mense. So pas op waar jy jou tyd spandeer. Pas op in watter geselskap jy jou daar deurbring. Dit is onvermydelik dat jy vroeër of later deur hulle beïnvloed gaan word. Dis 'n stryk wat die wêreld vir ons stel. Maar Abraham, Isak, Jakob, en jy kan aangaan daarmee, was produkte van die uitverkiesende genade van God. So ek praat met u oor die uitverkiesing. Ons word trompop daarmee gekonfronteer in die eerste vers. Wanneer jy vra, hoekom Abraham? Daar's nie 'n menslike antwoord nie. Dit was nie omdat Abraham potensiaal getoon het, goed genoeg was, of wat ook al nie. Hy het Abraham gekies. Hoekom? Hy's God, hy's soewerein, hy kan kies wie hy wil. Hy kies vir Abraham. Nou die saak hier is, ter sprake. Mense sê dikwels, en ek is nou besig om apologeties te wees, ja, maar God het Abraham gekies om Israel in die lewe te bring, en Israel is nie noodwendig almal gered nie, so dit gaan nie oor redding nie. Ek stem saam, Israel gaan nie oor redding nie, want nie almal wat, Paulus sê dit in Romeine, nie almal wat van Israel is in Israel nie. So nie almal wat Israeliete is gered nie. Maar hier praat ons van 'n individu, wat God geroep het, wat God gered het, en ons gaan kyk na hierdie begin van sy geloof, waar kom dit vandaan, sodat ons daaruit kan leer, want dit is belangrik om te sien, wat leer die Bybel ons omtrent hierdie saak. Nou daar's 3 alternatiewe, en dis verkeerdelike opvattings van mense, wat ek vinnig aan u moet noem. Die eerste, as ons dink, waarom, op watter grond het God vir Abraham gekies, dan is die eerste verkeerde alternatief, God het hom gekies, omdat hy 'n goeie mens was. Nou dit het ek al reeds oor gepraat, maar dit word baie vinnig van die tafel gevee, want ons weet, Efesiërs 2 vers 8 en 9, uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dis die gawe van God, nie die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Abraham kan nie sê, God het my gekies omdat ek beter was as my broer, of omdat ek heiliger geleef het, of meer vroom geleef het nie. Daar was niks van die aard nie. Die tweede verkeerde alternatief is, 'n baie gewilde siening, God, wat groot en almagtig is, en bokant tyd, het deur die, as het ware, eeue gekyk, en hy het gesien, Abraham gaan op 'n stadium na my toe kom. So daarom kies ek hom. En dit is die verklaring vir baie mense van die uitverkiesing. God wat deur die eeue vorentoe kyk en sê, so daai ou, of daai meisie, of daai jongman gaan my kies, daarom kies ek hom. Nou dit op sigself is 'n baie, baie swak verklaring. In die eerste plek, as jy net 'n oomblik daaroor dink, as God wel deur die eeue heen moes kyk, na wie sal na hom toe kom, dan moet jy klaar die leerstelling van totale verdorwenheid van die tafel afvee, want dan beteken dit God gaan kyk wie is goed genoeg vir hom. Tweede probleem wat ons daarmee het is, sou God deur die eeue vorentoe moes kyk om bewus te word van wie sal hom kies, dan beteken dit hy is nie alwetend nie, né? Dan is hy nie die een wat alles weet, die soewereine, alwetende, almagtige God nie.
Ek sê vir jy, as hy deur die eeue sou vorentoe kyk, sou hy nie mense sien wat in Jesus Christus glo nie. Hy sou nooit geloof sien nie, want die skrif sê in Romeine 8 vers 8, die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. En geloof is om God te behaag. Dis al hoe jy God kan behaag. Verder sê Paulus natuurlik in 1 Korintiërs 2 vers 14, maar die natuurlike mens, dis die mens in sy natuurlike staat, soos wat jy gebore word, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Is nie net dat hy nie wil na die Here toe kom nie, die Bybel sê hy kan nie na die Here toe kom nie. In sy natuurlike staat is hy onbevoeg, onbekwaam en onwillig om na die Here toe te kom. 'n Ander probleem met hierdie alternatief is, soos wat ek gesê het, as God dan alwetend is, hoekom moes hy leer? Hoekom moes hy deur die eeue kyk om te sien wie sal hom kies? Wie sal vir hom wie sal na hom toe kom? Dit is baie duidelik dat daardie siening oneer aan die alwetendheid van God bring. Verder natuurlik, as hierdie geloof uit myself ontstaan, as God moes vorentoe kyk om te sien wie sal in hom glo, dan is die mens in staat om iets uit homself na vore te bring wat God behaag. En dit kan nie wees. In werklikheid is hierdie verklaring, hierdie alternatief van uitverkiesing, glad nie uitverkiesing van God nie. Dis die uitverkiesing van die mens. God bevestig dit net, wanneer hy dit dan so noem. So uitverkiesing is nie meer uitverkiesing van God nie, dis die uitverkiesing van die mens, uit sy eie vrye wil, op 'n tydstip wat hy reageer soos wat dit hom behaag op die evangelie boodskap. En dit bring my by die derde alternatief. Mense wat sê, en dis 'n baie gewilde siening vandag onder die evangelies gesindes, my vrye wil het gemaak dat ek besluit het om na God te gaan. God doen alles in sy vermoë, dis die siening. God gee vir ons die evangelie, hy doen alles in sy vermoë dat die evangelie verkondig moet word. Maar wanneer ek uiteindelik na die Here toe kom, is dit deur my vrye wil wat hy my gegee het, sodat ek kan kies om na hom te kom. So is daar weer eens iets binne in my wat vir God welgevallig is. En tog sê die Bybel in Romeine 8 vers 8, hulle wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Paulus praat van hierdie kwessie in 1 Korintiërs 12 vers 3 en hy sê, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Jy kan eers die regte belydenis maak, as dit nie is dat die Here eers in jou moet werk nie. Dis 'n erkenning van die feit dat die mens nie uit sy vrye wil kan reageer nie. Niemand noem Jesus die Here nie, behalwe die Heilige Gees. En daar's 'n versie. As jy gereformeerde is en jy ken die teologie, dan jy altyd 100 versies waarmee jy kan antwoord. So ek probeer net vir die oppervlak hierso afskuur. Romeine 9 vers 16 sê, en hy praat spesifiek oor saligheid, en hy gebruik, nadat hy gepraat oor Abraham en sy nageslag, gebruik hy redding, en hy sê, so hang dit nie af van die een wat wil, of van die een wat loop nie, maar van God, wat barmhartig is. Die mens word gered op so 'n manier, dat niemand kan sê, ek het iets eerste gedoen nie. Dit is altyd eers God. Dit hang nie af van die een wat wil nie, sê Romeine 9:16. Ons verkiesing, daarom die uitverkiesing, is nie gebaseer op die uitoefening van ons vrye wil nie. Vrye wil is 'n leksheid wat Adam en Eva verloor het in die tuin van Eden. Die Bybel sê, jy's 'n slaaf. Jy het 'n vrye wil om te sondig soveel as wat jy wil, maar die goeie kan ons nie doen nie. Om goed te doen is by ons nie aanwesig nie. Nou sê ons nie, ons het nie 'n wil nie. Al wat ons sê, ons wil nie daai wil uitoefen nie. En wanneer ons dit uitoefen, is dit omdat God my wil beïnvloed het. Hy het my wil geskit, as jy wil. Gebroei daaroor is die woord waarvan ek hou, want dis die Hebreëse woord wat hy gebruik toe die Heilige Gees oor die wêreld gebroei het. So broei God oor 'n sondaar. Hy maak hom gewillig om te kom.
God werk in jou om gewillig te raak, sodat jy kom. Filippense 2 vers 12 en 13 sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Dit beteken nie kan werk vir jou saligheid nie, baie daaroor te sê, maar ek wil dit net noem terwille van die ouens wat sê, o, jy vat die verantwoordelikheid van die mens weg. Nee, jy het 'n verantwoordelikheid. Maar dan sê hy, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Daarom is ek voeg my stem by die kerkvader Augustinus wat gesê het, to will is of man, but to will aright, that is grace, that's of God. So om te wil, ons almal het te wil, maar om die goeie te wil doen, dis genade van God. Dis God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Nou sê die Bybel ook nie, en net om ons te wys, ons kan nie ons uitverkiesing grond in die mense wil nie. Die agtergrond, verskoon tog, die wil van die mens is ook nie gegrond in die menslike werke nie. Dit gaan nie oor dit wat ek wil doen, en dit is nou iets van my, wat ek in myself kan genoeg opwerk, sodat ek op 'n punt kom waar ek sê, man, hierdie ding gaan my doodmaak, so ek moet hom los, ek moet nou die goeie doen nie. 2 Timoteus 1 vers 9 sê, want ons is gered en geroep. Die roeping van Abraham, dis die tipe roeping waarvan hy praat. Ons is gered en geroep, met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Nie, ons het geglo, en daarom het God ons gekies nie, nee. Daar is sommige wat glo, ons is uitverkies, wanneer ek glo. So as ek in die Here Jesus glo, dan kry jy die labeltjie, jy is nou uitverkorene. Nee, die Bybel draai dit om. Ons is lief vir God, sê hy, omdat hy ons eerste lief gehad het. Hy kies. Ek reageer op sy genade, ek reageer op sy goedheid. Anders is dit absolute meriete, iets wat ek gedoen het. So dis, die uitverkiesing van God is gegrond in wat ons noem die welbehae van God, sy goedheid, sy guns. Ek gaan dit nou vir die baie duidelik maak. Efesiërs 1 vers 5 sê, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, en veral hierdie woorde, na die welbehae van sy wil. In sy vrye, soewereine keuse, het God besluit, Abraham, jy's myne. Abraham, jy behoort aan my. As jy 'n kind van die Here is, kan jy jou eie naam daar invoeg. Maar ek is bang om dit te doen vir almal. Want jy moet gered wees om dit te kan sê. Ons word nie gekies omdat ons geglo het nie. Ons glo omdat ons gekies is. Die baie bekende Johannes 6 vers 44 is hier ter sprake. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Nou Paulus, wanneer hy praat oor die uitverkiesing, soos wat ek met u praat oor die uitverkiesing, en ek verstaan dis 'n moeilike ding. Ek verstaan dis 'n bitter moeilike ding wat baie keer skeef in ons keelgat gaan vassit en ons sukkel om hom af te sluk, want hoe maak dit sin? Dit lyk net nie vir my nie, en ek het nie so groot geword en ek hou nie van hierdie ding nie. En baie mense raak sommer dadelik kwaad as jy met hulle praat daaroor. Paulus voorsien daar's 'n algemene beswaar. En weet jy wat is die beswaar van almal? Maar dit is mos onregverdig. As jy sê God het Abraham gekies, en ek noem net 'n voorbeeld, Nahor, sy broer, God het hom nie gekies nie. Maar dit klink vir my onregverdig, sal mense sê. En Paulus voorsien hierdie beswaar, wanneer hy oor hierdie saak praat, wanneer hy dit verduidelik. Daarom sê in Romeine 9, soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? En dan hierdie antwoord, nee, stellig nie, sê die ou vertaling. Die Bybel direkte vertaling, die 2020 direkte vertaling sê, geensins. Daar's nooit onreg by God nie. So die uitverkiesing is nie onregverdig nie. Paulus het dit gesien, die Heilige Gees lei hom om dit te skryf. Dis nooit onregverdig nie. En ek dink ons het dit baie mooi gesien in die geskiedenis. As u saam met my van Genesis 1 af hierdie pad loop, nou wil ek vir u vra, sê u vir my, hier is die mensdom. God skape die mens. Ek gaan nou net na die sondeval, want anders gaan dit baie tegnies raak. Hier is die mens. God sê vir hulle,
so moet julle tot my nader, met 'n offer, onskuldige bloed. Dis hoe julle tot my moet nader, glo in my. En die mens wil nie. Hulle kies om te rebelleer. Hulle wil God nie dien nie. Inteendeel, die wêreld word so 'n plek dat God sê, hier's 'n probleem wat gestop moet word. En hy vernietig die ganse wêreld in die vloed van Noag. Hy red 8 mense. En ons het vir u gesê, die sonde is saam met Noag in die ark in, en die sonde het na Noag uit die ark saam met hom uit die ark uitgekom. Nadat hulle op die aarde weer vermeerder, en uit hulle, Sem, Gam en Jafet, word toe nou die tabel van die nasies, al die nasies wat uitkom. Wat doen hulle? Wat lees ons? Hulle rebelleer teen God, bal 'n vuis teen die God van die hemel en sê, ons wil jou nie dien nie, ons sal vir onsself 'n naam maak, ons wil ons eie lewe regeer, ons wil in ons eie wysheid wandel, ons wil jou nie gehoorsaam nie. Sou God dan sê, goed, ja, as dit is wat julle wil hê, gaan dan maar aan. Weet jy wie sou gered geword het? Niemand. Absoluut niemand. Dan het die mens regverdiglik gekry wat hy verdien. Hy kies om te rebelleer, hy kies om God nie te hê nie, om God nie te dien nie. Dit wat hy dan gaan kry in die oordeel is sy verdiende loon. God het gesê, die siel wat sondig nie moet sterwe. Adam, die dag as jy van daai vrug eet, sal jy sekerlik sterwe. Sal God onregverdig wees om almal te verdoem? Nee, dan kry jy wat geregtigheid sal laat seevier. Maar nou kom God. En tussen al die mense op aarde, kies hy om sommige te red. Kan ons dan sê, maar dis onregverdig? Nee, dis genade. Onregverdig is wat Jesus aan die kruis gekry het. Hy's onregverdig vir my sonde gestraf. Dis onregverdig. Genade is wanneer God by mense stil staan en hom in genade roep en trek en sy wil verander, so oor sy lewe broei, sodat hy gewillig kom en sê, Here, U wil ek dien, U wil ek volg. Abraham se roeping illustreer dit baie duidelik. En ons praat in teologiese terme van effektiewe roeping of effektiewe genade, noem dit wat jy wil. Dit is vir my so mooi, want dit maak God se naam net groter. Weet jy, God probeer nie om iemand te red nie. Kan ek dit baie duidelik, so sterk as wat my Afrikaanse taal my toelaat, wil ek vir u sê, God probeer nie om iemand te red nie. Hy red mense. Die van u wat saam met ons in die Bybelprogram lees, so toevallig, as jy glo aan toeval, vanoggend, gaan kyk na die konteks. Die disippels vra vir die Here, maar wie kan dan gered word? As 'n ryk man nie gered kan word nie. 'n Ryk man kan goed gedoen kry. As 'n ryk man nie gered kan word nie, wie kan dan gered word? Jesus sê, by die mens is dit dalk onmoontlik. Want dit is onmoontlik vir die mens om gered te word. Maar sy woorde is, en nou moet julle vir my sê, wat het hy gesê? By God is alle dinge moontlik. Hy probeer nie, hy red. So toe God vir Abraham gesê het, Abraham, jy's myne. Het God nie probeer om Abraham te red nie. Daar's nêrens in die geskiedenis 'n poging van God om iemand te red nie. Hy red. Hy doen dit. Dis effektiewe genade. Die Westminster Larger Catechism. Ek gaan nie om verskoning vra nie, iemand het vir my gesê, moenie om verskoning vra nie, want ons almal kyk TV en dis Engels. Maar ek wil 'n beroep op u intellek doen om saam met my net te dink oor dit wat ek nou vir u gaan lees. 'n Baie mooi uiteensetting van wat is effektiewe genade. Hulle noem dit effectual calling in die Westminster Larger Catechism. Effectual calling is the work of God's almighty power and grace by which He, freely motivated only by His special love for the elect and not from anything inherently in them. In ander woorde, niks inherent in die mens, goedheid of potensiaal of wat ook al nie, maar dit is aan God se kant. Hy het die keuse uitgeoefen. At the right time invites and draws them to Jesus Christ by His word and spirit. Deur die woord, deur die verkondiging van die woord en deur die werking van die Heilige Gees, trek hy mense na hom toe.
Dan sê hy, God enlightens their minds with a saving understanding, renews their wills, and by his power makes them, in hakkies, even though they are dead in sin, willing and able to answer his call voluntarily and to accept gladly the grace he offers and actually gives. Baie mooi gestel. Dis die effektiewe roeping van God. Toe God vir Abraham geroep het, het God so in Abraham gewerk dat hy dit gewillig gedoen het. Dat hy gekom het, hy het sy gedagtes verlig om te verstaan wat God van hom wil hê, sodat ons kan sien wat ons nodig het om te verstaan en te sien, om gewillig na hom te kom. Dit bring ons by die vraag, wat beteken dit om saligmakende geloof te hê? Wat beteken dit om te sê, ek het saligmakende geloof? Ek gaan net na vers 1 kyk, vinnig 3 goed noem. Ons gaan nie eintlik daaroor praat nie, ons gaan net 3 goed noem. Die eerste plek, jy moet kennis hê. Jy moet kennis hê. Ons moet weet en verstaan wat dit is wat God aan ons kommunikeer. Ons moet weet en verstaan van Jesus, hoekom hy moes sterf. Ek moet weet en verstaan dat ek 'n sondaar is. Dis alles wat ons moet weet en verstaan. Ons moet kennis hê. Genesis 2 vers 1, en die Here het aan hom Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. Abraham, hulle het nie die wêreld geken nie, daar was niks kennis nie. God sê, kom weg daar, ek sal jou wys. Gaan na waar ek jou sal lei. Vir ons roep God om gered te word deur Jesus. Vir Abraham roep hy en sê vir hom, trek net weg, ek sal jou wys waar jy heen moet gaan. Ons moet die basiese kennis hê van die Christelike lewe. Geloof is nie net om te sê, wel ek glo nie. Jy ken mos die grappie, né, van die ou wat gesê het, so, hy vra vir 'n man, sou jy sê dat jy 'n kind van God is? Ja, ek glo. Hy sê, wat glo jy? Die man sê, wel, ek glo wat die kerk glo. En hy sê, goed, maar sê vir my, wat glo die kerk? Hy sê, wel, die kerk glo wat ek glo. Hy sê, goed, maar wat glo jy in die kerk? Die man sê, wel, ons glo dieselfde. Dis nou, ons lag daaroor, maar dis baie mense se redenasie. Jy vra vir hom, glo jy? Ja, hy glo. Hy weet nie waaraan hy glo nie. Hy kan nie vir jou sê. Dis nodig om te weet. Ek het vanoggend met die kindertjies begin praat oor 3 goed, Heidelberg se katekismes. 3 goed wat ons moet weet. Hoe groot my sonde en ellende is, hoe ek daarvan verlos kan word en hoe ek God dankbaar kan wees. Dis die hele geestelike lewe. En as jy daai goed nie ken en verstaan nie en dit kan verbaliseer en sê, maar dis wat ek glo, dis wat ek doen nie, dan is jou geloof dalk net 'n mistisisme. Kennis is nodig om geloof te hê. Tweede plek. Kennis moet geglo word. So dis nou die treetjie verder. Ek vat hom net so progressief. Dis nie genoeg om net te weet en te verstaan nie. Dis nie net genoeg om die kennis te hê nie. Dis baie slim ouens wat die Bybel beter ken as ek. Baie slim professore, teoloë wat baie moeilike teologiese kwessies en akademiese kwessies kan hanteer, ongered soos 'n klip. Want kennis op sigself kan jou nie red nie. Dit moet geglo word. Handelinge 16 vers 31, Petrus en Paulus en Silas verskyn tog in die tronk daar in Filippi, en die tronkbewaarder vra vir hulle, wat moet ek doen om gered te word? En hy sê Handelinge 16:31, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Plaas jou vertroue in die Here, glo in hom. Baie van ons, en luister vriende, ek ken ons mense, ek is lief vir my mense, ek praat van Afrikaner mense. Baie van ons is emosioneel, sosiologies verbind aan die Here Jesus. Wat beteken, ek voel lief vir die Here, want hy's goed vir my, en ek weet mos, ek het van hom geleer, Jesus is die een wat die reën gee, en hy help my, en ek is emosioneel aan hom verbind, en sosiologies beteken, wel ek is in die kerk, ek het in die kerk groot geword, en dis wat ons moet doen, jy moet kerk toe gaan, en jy moet jou Bybel lees, en sosiologies, dis maar net die regte ding om te doen, so ek doen dit, maar daar's geen werklike geloofsoortuiging, daar's geen effektiewe geloof in die Here, vertroue in die Here nie. Verstaan nie waaroor die evangelie gaan nie. Jesus sê in Johannes 5 vers 24, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor
en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Kom nie in die oordeel nie. So dit was God se plan om mense wat glo, wat hulle vertroue in hom plaas, te red. Hoor wat sê Petrus in Handelinge 15 vers 7. Toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, dit was nou die kwessie rondom die heidene. Ek is heidene, so hoe hoort ons in die kerk? Kan ons kinders van God word? Petrus sê, broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het, dat hy die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. Dat die heidene deur my mond die evangelie sal hoor en gelowig word. Hoor en gelowig word. Nie almal wat hoor is gered nie. Jy moet hoor en jy moet glo. Maar dan bring dit my by die derde saak, belangrik. Daar moet 'n verbintenis wees. Ek probeer baie keer afwyk van terminologie. Ek kom agter baie keer het hierdie terme net iets wat in ons kop vasgesteek het, maar dit is wat ek eintlik van praat is bekering. Daar moet 'n verbintenis wees. Dis nodig om die waarheid te verstaan, te hoor, te verstaan en dan vir jouself te omhels sodat jy daarvolgens lewe. Dis die bewys van ware geloof. Noag word deur God gewaarsku. Noag, hier kom 'n oordeel. Ek gaan die wêreld met 'n vloed vernietig. Watter bewys het ons dat Noag vir God geglo het? Hy het begin bome kap, 'n hout saag, ark gebou. Sy dade het getoon, hier is ware geloof. Dit was nie valse geloof, dit was ware geloof. Hy het geglo en jy kon dit sien in sy optrede. Abraham se geloof het van hom 'n verbintenis gevra. Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, wat was die verbintenis? Hy het gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Kyk na vers 4 wat ons gelees het. Genesis 12 vers 4. Toe het Abraham weggetrek soos deur hom gesê. So Abraham se geloof het gesê, ek glo wat die Here sê, so ek gaan doen wat hy sê. As u en ek sê ek glo in die Here Jesus, dan gaan my lewe toon dat my geloof eg is. Dis wat ons ken as bekering. Jy hoor die woord, jy verklaar dit in jou hart en hy trek jou om 'n verbintenis te maak, om jou lewe te verander. So hoor baie mense vandag die woord, soos wat ek dit preek, soos wat ek op die sosiale media, my boodskappe, die evangelie gaan uit, mense hoor dit en sommige glo. Hoe weet ek sommige? Want die ouens wat glo, hulle reageer daarop, hulle lewens verander. Ek het gelees van 'n moslim in Istanbul, in die hartjie van die moslim wêreld. Ek kan nie presies die storie onthou nie, maar hy het iewers op 'n Bybel afgekom en hy het vir homself net gesê, "Wie, dis nou hierdie verskriklike ding tussen die moslems en die Christene. Ek kan nou nie oordeel wat ek nog nie gelees het nie, so ek gaan die Bybel lees." En hy het begin om die Bybel letterlik te lees, net te lees. En deur die lees van die Bybel verlig God sy hart sodat hy wegdraai van sy geloof, wegdraai van sy moslim geloof en sê, "Hierdie God gaan ek nou volg." Dis geloof. Dis die vrug van geloof. Dis wat ons nog sal sien in Abraham se lewe. Daar's 'n bietjie van 'n debat, ek gaan net baie vinnig daaroor spring. Abraham, het hy nou die roeping in Ur gekry of was die roeping in Haran? Onthou julle, hy het weggetrek uit Ur van die Galdeërs saam met sy pa en sy broer en so aan en toe gaan bly in Haran. En toe kom daar weer Haran en die Here sê vir hom, trek, gaan na Kanaan toe, want hy het halfpad vasgesteek. My mening, daar was 2 keer 'n roeping. Eers in Ur en toe weer in Haran. Hoor wat sê Handelinge 7, dis nou Stefanus se preek. Broeders en vaders, luister, die God van die heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham toe hy in Mesopotamië was, dis in Ur van die Galdeërs, voordat hy in Haran gewoon het, en vir hom gesê, trek uit jou land en uit jou familie en kom na die land wat ek jou sal wys. So Genesis 12 vers 1 het plaasgevind alreeds in Ur van die Galdeërs. Ek het dit laasweek vir u gesê. Maar dan gaan jy verder in Handelinge 7 vers 4. Toe het hy getrek uit die land van die Galdeërs en in Haran gaan woon, en na die dood van sy vader het hy hom daarvandaan laat verhuis, het God hom daarvandaan laat verhuis na hierdie land waarin julle nou woon. So dis interessant dat Hebreërs 11 vers 8 sê, deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Johannes Calvin skryf hieroor en sê, dis geloof. God sê trek en jy weet nie eers waarheen nie.
Calvin sê dis vir ons beter so. Want as ons lewe mooi uiteen het en ons sê goed, ek gaan nou swat tot op 26 of 27 en dan gaan ek werk tot op 60 en dan wil ek aftree of op 65 aftree en dan gaan ek dit en dan gaan ek dat en so, dan is my lewe vir my so mooi gekarteer, dis alles my keuses, dis alles my dinge en ewe skielik gebeur iets vreemd wat my hele lewe die mekaar krap. En ons vra, wat gaan nou hier aan? Dis God. Hy roep ons om hom te volg in geloof. Hy roep ons om hom te volg waar ons nie kan sien nie. As hy ons roep om te volg waar ons altyd kan sien en waar ons besluit, dan is dit my keuse. Maar God roep ons met toe oë, soos Calvin sê, moet jy die stem van God volg. En dis beter as om oop oë op jou eie wysheid staat te maak. Dien die Here daar waar jy is. Volg die Here daar waar jy is. Verander jou lewe daagliks daar waar jy is. Gee jouself aan hom. Alexander McLaren, ou kommentaar, almal kan dit gaan lees op die internet verniet. Hy sê the law for us is Abraham's law of Abram's law. Get thee out. Either our faith will separate us from the world or the world will separate us from our faith and our God. Dis maar die ou gesegde wat jy gaan of meer en meer soos Jesus word of jy gaan meer en meer soos die wêreld word. Maar dit gaan baie duidelik sigbaar wees aan wie jy behoort. Ek sluit af, vriende. Wat sou met Abraham gebeur as God hom nie geroep het nie? Wat sou gebeur as God nie Genesis 12 vers 1 in Abraham se lewe waar gemaak het? Kan ek vir jou baie goeie, ek glo akkurate voorspelling gee? Hy sou in Ur van die Galdeërs gebly het. Heel moontlik voorspoedig gewees het. Hy is immers 'n Jood. Voorspoedig gewees in wat hy doen. Maar sy vrou was onvrugbaar, so hy sou seker nie kinders gehad het nie, maar hy sou 'n naam gemaak het, hy sou 'n goeie lewe gehad het. Hy sou voortgegaan het met die maanfeeste om dit by te woon in Ur van die Galdeërs. Goeie lewe. Heel moontlik nie bekend gewees het in die geskiedenis. Sy naam sou nêrens genoem gewees het in die geskiedenis. Maar die belangrike deel is, hy sou egter sterf in sy sonde. Hy sou sterf as 'n afgodsdienaar en daarom sal hy regverdiglik onder die vloek van God vir ewig in die hel beland. Hy sou lewe en sterwe onder die toorn van God. God se oordeel tegemoet gaan vir ewig verlore. Hoekom sê ek dit vir u? Want ek wil hê u moet iets insien hier. En dis bitter belangrik. Die hoofkarakter waarmee ons hier besig is nie Abraham nie. Die hoofkarakter is God. Abraham is die supporting role. Abraham is nie die hoofkarakter nie. Dis God wat hom uit genade geroep het. Jy sien God se genade in die blote feit dat hy gaan stil staan en sê, Abraham, kom, jy's myne, trek, ek gaan vir jou wys waar moet jy gaan bly. Abraham was niks besonders voor die Here hom geroep het nie, inteendeel, ons het mos nou daaroor gepraat. Later kom dieselfde kwessie by die Israeliete op, waar die Israeliete, jy weet, oor hierdie saak, groot kwessies het. En die Here sê deur Moses, Deuteronomium 7 vers 7 en 8, die beginsel hier is belangrik. Wil jy moet kyk na die beginsel ook vir die wat gered word. Die Here het 'n welgeval aan julle gehad en julle uitverkies. Nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat die Here julle lief gehad en die eed gehou het wat hy vir julle vaders gesweer het, het die Here julle met 'n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. Hoekom het die Here hom lief gehad? Dis wat jy noem soewereine genade. God kan doen net wat hy wil. Hy's nie onregverdig nie. Hy roep, hy kies, hy red wie hy wil. Die kind van God is nie gered omdat daar iets in jou is. Iets goed of iets wat potensiaal toon of iets van die aard. Dit is onvoorwaardelike genade. Daarom praat ons van die onvoorwaardelike verkiesing van God. Dis as gevolg van God se vrye, soewereine genade.
Dis waarom God vanoggend met jou praat. Dis waarom God vir u die evangelie so duidelik moontlik wil laat verstaan. En ek weet hier's mense wat nou wonder en sê, maar sê nou, ek is nie uitverkies nie. Ek wil gered word, maar ek is nie uitverkies nie. Daar bestaan nie so iets. Jy wil nie gered word. Niemand wil gered word uit hulle eie uit nie. Niemand. As daar enigsins 'n sweempie van ek wil gered word, ek wil die Here dien, dis God se genade wat in jou werk. En die Bybel sê, as jy dit hoor, dan moet jy bitter versigtig wees wat jy volgende doen. Vandag, as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. Daar's twee kante van hierdie saak, nee. God roep vir Abraham, Abraham antwoord. Ek wil nie die menslike verantwoordelikheid wegvee nie. Dis 'n baie moeilike ding om die twee bymekaar te kry, maar ons ontken dit nie. Mense sê baie keer, ja, as jy glo nie uit verkiesing, glo jy het geen keuse nie en jy's 'n robot en jy het nie, dis nie waar nie. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy het 'n verantwoordelikheid. Albei kan net gebeur. Die roeping van God en my antwoord op daai roeping kan net gebeur as gevolg van God se genade. Want die natuurlike mens, het ons al reeds gesien, is nie net onwillig nie, maar hy's totaal en al onbekwaam om na die Here toe te kom. So vriende vanoggend, as ons begin met Abraham se lewe van geloof, wil ek vir jou sê, dis vir jou beskikbaar. Dis daar. Elkeen wat dit hoor, kom. Kom na my toe, sê die Here. Ons leer vir die kindertjies vanoggend 'n versie, Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Dis die belofte wat nog steeds staan. As jy sy stem hoor, dan is dit God se plan om jou te trek, om jou te roep, sodat jy moet kom. Het jy al waaragtig geglo in dit wat die evangelie ons leer? En kan ek net, is 'n bekommernis in my hart. Want toe ek vanoggend vir die kindertjies vra, as ek goed doen, gaan ek hemel toe, as ek kwaad doen, gaan ek hel toe, waar of vals? Toe sê hulle, is waar, is waar. Sê ek, dis vals. Ek kan goed doen, soveel as wat ek wil, dit kan my nie red nie. Die verskil word gemaak in Jesus wat my moet verlos. En omdat hy my verlos het, wil ek goed doen. Daar's 'n groot verskil. En ons moet dit verstaan. As jy dit nie verstaan nie, sorg dat jy dit verstaan. En dis deel van die kennis. Mag die Here ons help dat ons saligmakende geloof sal hê, soos Abraham. Amen. Kom ons bid saam. Here, hier is 'n ontsettende belangrike, maar 'n groot saak op die tafel vanoggend. En ons weet nie altyd hoe om hierdie ding reg te benader nie. Ons weet nie altyd hoe ons dit in 'n bepaalde tyd in elk geval kan behandel nie, maar ons dank U vir voorbeelde, duidelike illustrasies, soos in die lewe van Abraham, waar ons sien, hier is 'n man. U roep, U lei hom, U gee vir hom alles wat nodig is, sodat hy in gehoorsaamheid U kan volg. Ek wil bid dat U vanoggend hier oor ons vaardig sal wees. As hier 'n man of 'n vrou is, jong man dalk, jong meisie, dalk 'n ou kindjie wat verstaan, sal U hierdie waarhede aan ons oopbreek, sodat ons kan insien dat dit nie uit ons werke van geregtigheid is nie, maar dat dit absoluut genade is, dat U ons red. Ons eer U vir die manier waarop U ons leer, vir die manier waarop U ons help, sal U voortgaan met U goeie werk in ons lewe. Amen. Ons gaan afsluit met Halleluja lied 200.